Vandag gesels ek oor bekers en tafels. Ek lees 1 Korintiërs 10 vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie. Nou die eerste ding wat by 'n mens opkom as jy hierdie vers lees, dit gaan oor die nagmaal. Ja, die nagmaal is uit die aard van die saak nie uitgesluit nie, maar ek dink nie dit is per se die fokuspunt vir hierdie verse nie. Dit gaan oor tafels en bekers. Dit gaan oor dinge wat ons doen, eet en drink en uit die aard van die saak die verloop van die lewe. En om dit te verduidelik, gebruik Paulus die gedagte van bekers en tafels. En voortdurend word ons daarop attent gemaak. Daar's 2 soorte van elkeen. Daar is 'n beker van die Here, die goeie, en die beker van die bose. En die tafel van die Here en die tafel van die bose. Nou ons het sekerlik al by herhaling die nagmaal gevier, en as jy bevoorreg is om dit aan 'n tafel te kan doen, dan soveel meer. Maar ons het tog nog nooit die geleentheid gehad of die geleentheid om dit te weier om aan die tafel van die bose te sit en die bekers van die tafel van die bose te drink nie. Dit gaan hier oor die lewe, oor hoe ons lewe lei. En bekers en tafels praat van eet en drink en die belangrike dinge wat ons elke dag nodig het. En om die regte ding te kan doen, is werklik 'n keuse. Ons kies by watter tafel ons gaan sit. By wyse van spreuke, uiteraard. Ons kies watter beker ons gaan drink. Weereens by wyse van spreuke. Die beker van die Here, of die tafel van die Here, of dan die tafel van die bose, of die beker van die bose. Kom ons laat nie toe dat ons mislei word met hierdie dinge nie. Ons kan nie al 2 dinge doen nie. Paulus sê dit is onmoontlik. Ek dink ons kan, maar dink bietjie mooi, waar is jy eintlik as jy al 2 probeer doen? Jy kan tog nie met oortuiging sê ek is net hier of ek is net daar nie. Ek doen net dit en ek doen net dat nie. Ons kan dit nie sê as ons nie werklik in toewyding ons pad met die Here loop nie. Loop mooi.